Welkom in my Afrikaanse klas. Hierdie les is vir graad 10 tot 12 en dit kan, ek dink julle baie help. Die vorige les oor bepalings, bysinne en hoofsinne gaan ook, dit is basies oor dieselfde. Met hierdie les gaan ons net 'n bietjie meer praat oor hoe kyk ons vir saamgestelde sinne en hoe gaan ons dit kan identifiseer. Goed, so ons het in die vorige les gesê, as jy die woord sin sien, dan beteken dit, daar moet 'n werkwoord wees. Of partykeer praat hulle van 'n gesegde. So natuurlik het ons dan hier te doen met 2 of meer sinne. Kom ons kyk gou-gou, dit sal vir julle baie bekend lyk. Ons het gewoonlik 'n eenvoudige hoofsin, nie noodwendig altyd eenvoudig nie, maar ons het 'n hoofsin. En dan kan ons 1 of meer bysinne hê. Nou as julle nou gaan kyk na die vorige les, sal julle sien, dit gaan rondom die byvoeglike naamwoord, wat die selfstandige naamwoord beskryf of meer inligting gee, of dit kan wees oor die bywoord, bywoordelike bysin. Bywoord wat vir ons meer vertel van die werkwoord, en dit is hoe jy te werk gaan. Dan is daar natuurlik 2 of meer gesegdes, want as jy 'n hoofsin en 'n bysin het, dan het die hoofsin sy werkwoord en die bysin het 'n werkwoord. So daar gaan meer as 1 of 2 werkwoorde wees. En dan wil ek net hier byvoeg, bepalings. Nou, 'n bepaling het ons in die vorige les gesien, is 'n groep woorde wat vir ons meer inligting gee, meer inligting of beskrywing sonder 'n werkwoord. So dit moet julle baie mooi onthou. 'n sin, hoofsin, bysin het werkwoorde of gesegdes, 'n bepaling, weer eens byvoeglike bepaling of 'n bywoordelike bepaling, groepwoorde sonder 'n werkwoord. En hierdie sin het ons nou ook al in die vorige les bespreek, maar kom ons kyk net gou weer na hom. Die man, daar's my subject, met die blou hemp. So dit beskryf die man, dis 'n byvoeglike bepaling, het, daar's my werkwoord 1, in die straat parallel met die hoofstraat. So daar is my object, parallel met die hoofstraat, vertel ook weer vir my meer van die straat. So dit is 'n byvoeglike bepaling. Hier is my werkwoord 2, gestap. So dis my eerste sin. Kan julle sien, daar is 2 bepalings, dat ek net hier 'n ander kleur kry. Daar's 'n bepaling, en daar's 'n bepaling. Kan julle sien, daar's nie werkwoorde nie. Goed, so dis my sin 1. Sin 1, hier het ons nou 'n voegwoord, conjunction, en hier het ons nou sin 2. Die oorspronklike sin was, hy het 'n wegneem koffie, takeaway koffie, gekoop. Dit was my oorspronklike sin 2. Hoekom het die werkwoord geskuif? As gevolg van die voegwoord. So dis verskriklik belangrik, ek het dit al gesê, ek sal dit weer sê, ek gaan dit 1000 keer sê, jy moet jou werkwoorde kan onderskei, jy moet kan raak sien, waar is 'n voegwoord. So dit is hoekom dit so belangrik is, dat julle 3 groepe moet ken.
Jy moet weet, omdat nadat, wat gebeur met die werkwoord in daardie groep. So, en hier het jy nou 'n voorbeeld van 'n saamgestelde sin. Ek wil hê ons moet gou-gou kyk na die veelvoudige sinne. Ons het al daarna verwys met die voegwoord, 2 of meer hoofsinne, 2 of meer gesegdes, en dan allerlei bepalings. Ons het in die vorige les ook hierna gekyk. Dit bring ons terug by Stompie. So Stompie is your friend, en jy moet vir Stompie gebruik om jou te help. Ek wil hê ons moet gou-gou kyk na 'n volgende voorbeeld. Ek gaan hom net gou-gou hier neerskryf, dat ons dit dan vinnig kan ontleed. Die dokter met die vriendelike oë werk in ongevalle, emergency, waar baie siek mense aanmeld. Goed. Die dokter. Kom ons kyk of ons die belangrikste sin die hoofsin kan uitwerk. Werk, so daar's my subject, daar's my verb 1, in ongevalle, daarso is die object. Nou het ons hier 'n bywoordelike bepaling met die vriendelike oë. It tells us more about the doctor. Is there a verb? No. So that means dis 'n bepaling. Werk in ongevalle waar baie siek mense, vertel ons van wat gebeur by ongevalle, nog 'n bepaling, en daar is aanmeld. So hier het ons 'n volgende werkwoord. So, kan julle sien hoe 'n mens 'n eenvoudige sinnetjie kan neem en deur die bysinne, bywoordelike bysin of 'n byvoeglike bysin of 'n bywoordelike bepaling of 'n byvoeglike bepaling jou sinne kan uitbrei en meer interessant maak. Dit gaan jou help met jou skryfwerk. Ek hoop dit het vir jou so 'n paar stukkies van die legkaart in mekaar laat pas. Tot 'n volgende keer.